Goeiemôre broeders en susters en kinders. Vanoggend vooraf enkele afkondiging rakende ons erediens. Ons kollekte onder die diens is vir die diens van barmhartigheid. Ons liefdegawes gaan vir die diens van barmhartigheid en by die teologiese studentekas wat dit by die deure is vanoggend, gaan dit om ons teologiese studente in Potchefstroom te onderhou. En dan volgende Sondag is ons kollekte by die deure vir evangelisering. Nou belangrik dat 'n mens ook weet waarvoor dit gaan. Op hierdie stadium gaan die grootste gedeelte daarvan ook saam met Gereformeerde Kerk aanlyn, wat ons dan die Gereformeerde Kerk Mekau ook ondersteun in die woordbediening daar en in die evangeliseringsprojekte wat daar aangepak word. So dit dan wat ons afkondigings voor die diens betref. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 40, die 3de en die 4de vers. Nadat ons dit gesing het, bly ons staan sodat ons geloof ook saam kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood,
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In Deuteronomium hoofstuk 5 staan daar in vers 5, die Here het gesê, en daarop volg dan die 10 gebooie. En wanneer ons dan na die 10 gebooie luister, is dit belangrik om te onthou dat dit God self is wat hierdie woorde gespreek het. Dit is God self wat dit gesê het. En juist daarom, nadat ons geluister het na dit wat God vir ons gesê het, gaan ons saam sing uit Psalm 86, die gebed, leer my na u wil te handel, ek sal dan in u waarheid wandel, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Kom ons luister ook vanoggend weer met daardie gesindheid na Deuteronomium 5, vanaf vers 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons sing nou saam terwyl ons so bly sit, Psalm 86 vers 6.
Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige, ewige, troue God. Wat 'n wonder om vanoggend ook dan ons stem te kan voeg by die nuwe sangstem. Ja, die nuwe lied wat strek tot die eer en verheerliking van U naam. Dat ons ook hier kan hoor en getuig van U grootheid en U goedheid in ons lewens. Dat ons ook hier kan hoor en geleer mag word dat dit alleen deur die genade is wat daar in Jesus Christus ons Here is. Alleen deur die werking van die Heilige Gees in ons harte dat ons U ons Vader kan noem. En daarom vra ons ook en bely ons dat ons wat sondaar mense is, nie anders kan as om te vra dat U ons sondeskuld sal vergewe nie. Maar nie net dit vergewe nie, maar ook ons harte en ons gedagtes, ons dade sal kom verander deur die verkondiging van die evangelie. Dat elkeen van ons nie net deur dit wat ons sing en dit wat ons sê U naam sal verheerlik nie, maar elke dag ook deur dit wat ons dink en doen. Ons vra dit nie net vir onsself nie, dit bly ook ons gebed vir die kerk oor die wêreld heen, dat ons sal soek na U wil. Ja, dat ons die liefdesband wat U vir ons gegee het deur die Heilige Gees, dat ons dit nie sal gering ag nie, maar mekaar en bo alles ons verhouding met U sal koester en sal bewaar. Ons bid ook vir hulle wat nie vanoggend saam met ons kan wees nie. Ons weet van hulle wat op reis is, ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat weens hulle ouderdom en liggaamsomstandighede verhinder word om hier te wees. Ons vra dat U daar ook die troos sal gee, dat niks ons van U liefde kan skei nie. En ons gebed is ook in besonder vandag vir die broeders en susters wat nalatig is, wat vergeet wat dit beteken om U naam te loof en te prys, wat dink ons kan sonder U lewe. Ons vra dat U daar ook in besonder bekering sal bring. Daarom bid ons dat U die verkondiging van U woord oor die wêreld heen sal seën, dat dit ook vrugte sal dra van dankbaarheid in mense se lewens. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Ons gaan vanoggend, broeders en susters, luister na 2 Petrus hoofstuk 3, die gedeelte daarvan af vers 10 tot in die einde van die hoofstuk, die laaste van die brief, so die laaste gedeelte van Petrus se geestelike testament. In vers 10 skryf Petrus vir ons, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal verbrand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dan dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge,
waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Vandag dan vers 11, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. En daaruit dan ook ons tema vir vanoggend, hoe moet ons die genadetyd gebruik? Ons moet lewe, 'n lewe van verwagting lei, ja, ons moet wag op die koms van Christus, maar ons moet onthou 'n lewe van verwagting is 'n heilige lewe. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Kom ons sing in aansluiting daarby Psalm 90 vers 7. Psalm 90 vers 7 waarin ons leer en die vraag vir onsself vra, hoe gebruik ons die dae, die genadetyd wat God vir ons gegee het? Hoe tel ons lewensdae? Kom ons staan en ons sing vers 7 saam, waarna ons weer kan gaan sit. Soos ons gehoor het, broeders en susters, vanoggend ons laaste preek uit Petrus se geestelike testament. Daardie testament waarin hy ons herinner aan die grondliggende waarhede van ons geloof en waarin hy ook gefokus het op die dwalinge wat op gelowiges op ons elkeen se pad sal kom. Dit is belangrik om te onthou, in elke preek sover het Petrus telkens die vals profete se foute uitgewys deur in die eerste plek terug te gaan na die Ou Testamente toe, na die profete toe soos hy hulle noem, en ook na die Nuwe Testament toe, die apostels soos hy hulle noem, vanoggend dan in besonder ook Paulus wat hy aanhaal. Nou ons weet ook wat hy vir ons gesê het, ons moet pas op vir hulle boodskap. Daai boodskap wat vir mense wil sê, jy kan maar lewe soos jy wil, want Jesus het vir jou gesterf. 'n Losbandige lewe wat hulle verkondig het. En dan het hulle boonop nog later gesê, maar jy kan maar so lewe, want daar gebeur in elk geval niks nie. Kyk, die einde het nog nie gekom nie. Nee, so het ons dit die afgelope 2 weke ook gehoor. Ons moet onthou, die Here weet hoe om te oordeel. Die Here weet presies hoe om te oordeel. Hy weet hoe om goddelose mense te straf en gelowiges te red. En vanoggend hoor ons en sien ons iets van die straf wat kom, die vuur, die verderf, die hel. Maar ook die heerlikheid wat wag op die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dan sê Petrus ook vir ons, onthou, verlede week het ons dit gehoor, onthou, die Here stel nie die belofte van Jesus se wederkoms uit nie,
Hy stel nie sy belofte dat hy gaan oordeel uit nie. Nee, hy is geduldig met ons, met jou en my. Ons moet onthou, ons lewe in genadetyd. Daarom ook ons gebed vanoggend, Psalm 90, leer ons om ons lewensdae ook so te tel, om te kyk wat doen ons met die genadetyd wat God vir elkeen van ons gegee het. En dis vanoggend dan die belangrike. Ons gaan vandag nie stil staan by die valse profete en wat hulle sê nie. Vandag gaan dit oor jou lewe. Vandag gaan dit oor jou lewe. Hoe gebruik jy die genadetyd wat God vir jou gegee het? Want dit is so, as jy nie glo in wat die valse profete sê nie, dan kan jy nie 'n lewe hê wat onveranderd bloot net voortgaan nie. En dis die laaste ding wat ons moet onthou. Die laaste, kom ons sê dit maar, deel van Petrus se geestelike testament wat hy wil hê ons moet onthou. 'n Lewe van verwagting is 'n heilige lewe voor God. As jy glo dat Jesus Christus weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel, dan sal jy ook in die lig van daardie geloof heilig en onberisplik voor hom lewe. En daarom gaan ons vandag in die lig van vers 12 en 13 en 14 'n bietjie kyk, hoe moet 'n heilige lewe lyk? Wat doen iemand wat 'n heilige lewe het? Hoe moet ons 'n heilige lewe verstaan en hoekom is dit so belangrik dat ons heilig sal lewe? Nou die eerste ding wat Petrus vir ons in vers 12 sê is, ons leef in die verwagting. Hy sê dit ook in vers 10, ons lewe met 'n verwagting op die dag van die Here. Almal van ons wag op die wederkoms van Christus. En dan sê hy dit ook in die gedeelte, ons is nie onkundig nie. Ons weet iets wat baie mense nie weet nie. Ons weet vandag reeds vooruit dat daar 'n dag gaan kom wat Jesus Christus op die wolke terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. En ons moet met daardie kennis elke dag lewe en besig wees. Die genadetyd gaan eendag verby wees. Al weet ons nie presies wanneer nie, en dis die belangrike. Niemand gaan hierdie dag verwag nie, sê die woord vir ons. Jesus self het dit vir Petrus en die ander apostels geleer en gesê, die dag sal onverwags kom soos 'n dief in die nag. Jy gaan nie eers weet hy kom nie. Jy gaan nie eers sien hy kom nie. Jy gaan net die volgende oggend wakker word en weet, hy is daar. Hiermee waarsku Jesus ons. Jy moet altyd gereed wees, altyd waaksaam wees, altyd voorbereid wees op sy kom. Ons moenie die gesindheid hê van môre is nog 'n dag nie, want môre, broers en susters, kan te laat wees. Elke dag moet jy lewe met die verwagting dat Jesus enige oomblik hier kan inkom. En dit gaan daaroor dat as jy hierdie verwagting het, jy eintlik sal uitsien na daardie dag van die Here. Dat jy vooruit in die toekoms sal gaan soek na daardie dag. Dat jy nie sal toelaat dat enige iets vandag jou aandag van daardie dag sal aftrek nie. So ons moenie net aanvaar dat ons in genadetyd lewe en dat die genadetyd tot 'n einde sal kom nie. Nee, ons moet ons hele lewe die genadetyd inrig rondom daardie dag. Amper soos 'n bruid wat beplan vir 'n troue, wat alles beplan en 'n klomp goed in plek kry en gereed kry vir daardie een dag. So met ander woorde, dit vra dat ons voortdurend daaraan sal dink. Dit sal onthou. Vir myself sal vra, is ek
vandag gereed, want vandag is dalk die dag. En dis die mooi in vers 12 wat daarin na vore kom, dat Petrus eintlik vir ons sê, jy moet jou beywer vir daardie dag. Jesus self het ons geleer, soek allereers die koninkryk van God. So hierdie verwagting, of kom ons sê dit, ons wag op die Here, ons wag op die koms van die Here, is nie soos 'n skoolkind wat voor die skool op sy tassie gaan sit en wag dat sy ma moet kom haal nie. Dit is glad nie so wag nie. Inteendeel, dit is 'n aktief besig wees. Dis 'n opstaan, dis so lank, kom ons stap so lank. Kom ons gaan ontmoet so lank. Sy het dit vanoggend gehoor, ons moet die koms van die Here verwag en verhaas. En hoe verhaas jy die koms van die Here? Hoe kan ek en jy 'n bydrae daartoe lewer dat daardie dag gouer sal kom? Mens moet eintlik dit maar so verstaan is, jy moet opstaan van jou tassie af en jy moet begin loop na daardie dag toe. Nou hoe loop 'n mens na die einde toe? Hoe loop jy na die dag wanneer Jesus weer kom? Nou daar's 3 goed wat jy moet doen elke dag. Die eerste ding is, ons moet ons bekeer van ons sondige lewe. Veral gesien in die lig daarvan dat ons weet dis genade tyd wat ons het, waarin God met ons geduldig is. So jy moet jou bekeer, jy moet ophou met dit wat verkeerd is in jou lewe. Jy moet daarteen stry. Trouwens, Petrus se eerste preek, daar in Handelinge 3 en Handelinge 2, dan sê hy vir die mense as hy preek, dan sê hy, bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. En dan sal daar tye van verkoeking van die Here afkom en sal hy Jesus stuur wat vooraf vir julle as Christus aangewys is. Dan sê hy moet in die hemel bly totdat God alles nuut gemaak het. Bekeer julle, die eerste ding. Die tweede ding wat ons moet doen is, en dis 'n daaglikse ding, dis 'n voortdurende ding, dis 'n gedurende ding, bid. Ons moet bid. Ons moet elke dag bid, soos Jesus ons geleer het, laat u koninkryk kom. Ons moet soos daardie eerste gelowiges, Petrus, hulle elke dag bid, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Ons moet daarvoor vra, ons moet God daarvoor smeek. Hoekom? Want ons verlang na daardie dag. En dan laaste en nie die minste nie, ons moet die evangelie verkondig. Want die genadetyd van God is 'n tyd waarin die Gees van God die kerk van God aktiveer om die evangelie te verkondig. As gelowiges moet ons dit waarin ons glo met ywer, met vrymoedigheid, met blydskap aan die wêreld gaan verkondig wat nog in sonde vasgevang is. Want Jesus self het vir ons gesê, die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word voordat hy kom. Daardie 3 goed, bekeer julle, bid en getuig, verkondig die evangelie. Dis wat ons moet doen, omrede ons weet die koms van die Here hou vir ons groot belofte in. En as jy daardie belofte ken en verstaan, dan kan dit ook nie anders wees as dat jy jou sal bekeer, dat jy sal bid vir die koms van die koninkryk en dat jy sal getuig van Jesus Christus nie. En dis die tweede opdrag in vers 13. Leef in verwagting op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Want dis waarop ons wag. Ons wag nie net op die koms van die Here nie. Met die koms van die Here, so sê Petrus, gaan die ou sondige wêreld vernietig word. Dit gaan deur die vuur verbrand word. Daar gaan niks daarvan kan oorbly nie. Maar onthou dit. Daar's ook 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En nadat die wêreld waarin ons nou leef in God se oordeel vernietig is, gaan God dit herskep. En alles sal nuut wees.
En in die Ou Testament het God dit al gesê, gaan lees gerus as jy tyd het vanmiddag Openbaring se laaste hoofstukke. Ons wag nie net op die verwoesting nie, ons wag ook op die herskepping van God. Wanneer dit wat God besig is om in Christus te doen, voltooi sal wees. En daarom lig Petrus vir ons in hierdie verse een belangrike eienskap uit van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Hy sê vir ons, die wil van God sal daar heers. Geregtigheid sal daar woning maak. Daarmee sê hy vir ons iets belangrik. Hy sê, dit sal nie dieselfde pad loop as wat dit in Adam en Eva geloop het nie. Hy sê vir ons, daardeur niks gaan verwydering tussen ons en God kan bring nie. Want geregtigheid sal daarin woning maak. Dit wil sê, God self sal deur sy Heilige Gees ons elkeen leer en lei. En wat 'n wonderlike belofte is dit nie. Jy en ek hoef nie bang te wees vir die oordeelsdag nie. Ja, ons weet alles gaan vernietig word met vuur. Maar ons wat in die genadetyd leef, God is geduldig met ons. Ons is sy kinders. En Jesus Christus het klaar deur die hel van Godverlatenheid in ons plek gegaan. Daarom die oproep, ons moet dankbaar wees vir die genadetyd. Dankbaar, en daarmee wil ons afsluit vir vanoggend. Dankbaar deurdat ons nou reeds vandag lewe asof die verwagting 'n werklikheid geword het. Lewe nou reeds asof jy op die nuwe hemel en die nuwe aarde is. Petrus wil eintlik vir ons hierdie teenstelling maak. Onthou nou die valse profete en die wêreld waarin ons leef, losbandigheid, eie begeerlikhede, ek doen wat ek wil. Die nuwe hemel, die nuwe aarde, ek doen wat God wil hê ek moet doen. En reeds in hierdie lewe vandag moet hierdie kontras na vore kom van eie wil teenoor God se wil. Hoekom? Want ek moet elke dag vir myself die vraag vra, hoe gaan Jesus my nou vind? Dis 'n belangrike aspek hierdie broers en susters, want ons glo dit, ons bely dit elke week dat hy gaan kom om ons met ons lewe te konfronteer. Baie mense dink altyd, "Sjoe, maar as Jesus nou kom, al hierdie slegte goed wat ek doen, hy gaan net daarop fokus." Nee, hy gaan nie net daarop fokus nie. Hy gaan ook fokus op die goeie goed wat jy doen, die goeie werke wat jy gedoen het. Dit wat jy gedoen het tot die eer van God. Dit wat jy gedoen het omdat God sê jy moet dit doen. Onthou vanoggend se woorde daar in Deuteronomium 5 vers 5. Die Here het gesê, het ek gedoen wat die Here gesê het ek moet doen? Het ek gelewe tot sy eer? En daarom is die verhouding wat 'n mens met Jesus Christus het eintlik die spil waarom jou lewe moet draai. Getuig my lewe dat ek dankbaar is. Straal ek sy beeld na die wêreld toe uit. Want dis op sy beeld wat hy kom oordeel. En ware gelowiges moet Jesus sy vlekkeloosheid, sy onberispelikheid voor God uitleef. Hoe doen mens dit? Deur te doen wat God gesê het. En dis eintlik heel logies hierdie. Die nuwe hemel en die nuwe aarde waarop God sal heers. As dit ons verwagting is, as dit ons hoop is, as dit is waarna ons verlang, as dit is wat ons graag wil hê, dan sal ons nou al probeer om dit 'n werklikheid in ons lewens te maak. En hoe word dit 'n werklikheid? Deurdat ons die wil van God najaag. Dat ons elke dag sal besef, as ek bid, laat u koninkryk kom, dan vra ek dat God my sal help om deur sy gees te doen wat hy gesê het. En as dit gebeur, dan lewe ons in die vrede wat God gee. En hierdie vrede hou in dat ons standvastig sal wees, dat ons onwankelbaar sal wees.
omdat ons gaan toeneem in ons kennis van God, in ons kennis van Christus, in ons kennis van die genade wat ons ontvang het. En daarmee sluit ons af. Wie van ons wil nie graag ook hierdie vrede vandag beleef nie? Wie van ons wil nie hierdie vrede hê wat 'n mens se verstand te bowe gaan nie? Daarom moet ons dit soek. Daarom moet ons daarvoor beywer om die beeld van Christus in hierdie sondige wêreld na vore te bring. Want dit is hoe ons die genadetyd wat God vir ons gegee het, moet gebruik. Daarom kom ons, sê dit maar soos die Psalm, tel 'n bietjie ons lewensdae. En onthou, 'n lewe van verwagting is 'n heilige lewe voor God. Lewe soos God wil hê ons moet lewe. Amen. Kom ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n wonderlike vooruitsig is dit nie. Dat ons Here Jesus Christus weer gaan kom en dat hy die lewendes en die dooies gaan oordeel. Ja, dat hy dit wat sleg is, dit wat verkeerd is, gaan vernietig. Maar ook in u groot genade aan ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skenk. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar u wil sal heers. Daarom is dit ook ons begeerte en ons verlange dat daardie dag sal kom. Daarom vra ons ook, laat u koninkryk kom. Vra ons dat u deur die Heilige Gees ons nou reeds ook so sal lei, dat ons sal buig voor ons enigste koning en verlosser Jesus Christus ons Here, en dat ons sal doen wat u vir ons gesê het. Ons vra dit want ons ken onsself as sondaar mense wat lewe deur u genade. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Want goedertierend is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou hul krag tot in die laaste nageslag.
Kom ons sing saam Psalm 100, al 4 die verse, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, ons afkondigings vanoggend wil ons vir almal wat die week verjaar die seën van die Here toebid. In die week dan Tannie Johanna Venter, sy sit daar langs Tannie Anna, sy word 80 hierdie week. Ons wil vir haar en vir almal wat die week verjaar ook die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar. Dan die katekesasiekinders, julle kan vir ons na vore kom. Dit is so die katekesasie vir die kwartaal sluit af vandag en dan's daar 'n klomp vakansies en lang naweke en dan het ons weer eers oor 'n maand katekesasie. So mense moet dit ook maar so kennis neem. So vanoggend dan die katekesasiekinders asseblief, maar vir ons broeders en susters, die susters het vir ons tee gereed gekry. So ons kan 'n koppie tee gaan geniet.